Die naam van Jesus Christus, Seun van die lewende God, die enigste naam wat hoop gee vanmôre, die enigste naam wat lewe gee, die enigste naam wat sin maak, Here, in hierdie wêreld. En dis hierdie Jesus wat terugkom vir sy bruid. Dis hierdie Jesus wat gegaan het om vir ons plek te gaan voorberei. Dis hierdie Jesus wat sy woord hou. Wat sê, as ek klaar is, kom ek. En ek kom haal julle. Dis sy naam wat ons vanmôre groot maak. Die naam bo elke naam. Die naam waardeur ons gered word. Die naam waardeur daar vir ons vrymaking en genesing is. Die naam wat vir ons vanmôre oorwinning gee in Jesus se naam. Ons bid vanmôre dat u naam verheerlik sal word. En dat u naam groot gemaak sal word. En dat u naam, o God, sal regeer. Ook in Suid-Afrika. En ons dankie vir dit. In die goddelike naam van Jesus. Amen. Amen. Glory. Ja, Louis Malherbe het gesê, daar waar die tekkie die teer slaan. En toe sy ontydig voor sy tyd dood, glo ek, God doen alles natuurlik. Ek dink ons gaan die fase in waar die tekkie die teer slaan. Ek weet nie van julle nie, maar ek ervaar so swaar gees. Die wêreld het niks om ons mee te bied nie. Dis die lekker om te weet die koning van alle konings is op pad. Ek lees vandag vir u iets van Israel real time wat hulle sê, a global terror threat warning ahead of Passover. A senior National Security Council official warns that Iran's efforts to carry out attacks against Israel and the Jewish targets worldwide are at a very big scale. The assessment says there is currently a peak level of motivation to executive attacks by any means and in any location. En hier kom die moeilikheid. Iran and affiliated terrorist organizations are reportedly viewing the Passover holiday as a strategic window to target Israelis and Jewish and Christian communities abroad. Israelis are being urged to avoid attending Jewish events overseas that lack proper security and to refrain from visiting unidentifiable Jewish sites in the designated Iranian parameter countries of the UAE, America, Georgia, and other countries. The directive is to completely avoid Jewish institutions, want hulle sê die hoogste aanvalle gaan kom ook in India en in Taiwan. Nou ja, kom ons praat gou klaar oor die dinge wat besig is om te gebeur. 10 lande is besig met lockdowns, ons het geweet dit gaan kom, waarvan Suid-Afrika nie ver terug staan nie, want onthou ons het 'n wonderlike regering wat die Here dien en altyd die waarheid praat. En hulle het gesê ons het genoeg brandstof, genoeg diesel, en hulle lieg vreeslik, want ek kan nie eers 'n kannetjie petrol koop nie. So, die lockdown van die COVID, die lockdown van 2026 wat dreig om te kom, gaan oor energie. Onthou, hulle kan nie weer dieselfde verskoning gebruik nie, so hulle gaan iets anderster gebruik, en baie lande is besig met lockdowns, nou 10 lande op hierdie stadium, weet ek, is baie besig. Korea, Suid-Korea se president het gesê, die lockdown is soos die COVID, en hulle maak die ouens mak, want ek sien in India, ek sien in al die plekke, hulle staan in hulle honderde duisende, wag hulle vir brandstof en vir diesel, en natuurlik die oorlog gaan aan. Die vredesverbond wat Trump gemaak het daar niks van gekom nie.
Trump het hom nou weer geëxtend met 10 dae, sodat hulle 7 skepe met olie vir hulle kon laat deurgaan. En dink julle die moslems gaan hulle woord hou? Nooit, hulle kan nie. Hulle het nog nooit, hulle sal ook nooit. Alright. So, ouens, dat die moeilikheid hier is, dat die drama op ons is baie verseker en laastens, rondom ons boere, die ouens kan nie meer diesel kry nie. Hulle kry minimaal diesel. As die ouens nie diesel kry nie, gaan ons nie meer kos hê nie. So hier is 'n hele slegte toeloop van al hierdie goed wat kom. Invoere, uitvoere is besig om skade te kry. So op die einde van die dag gaan ons in die eindtyd in die woord van die Here in, en ek wil dadelik gaan na Daniël hoofstuk 2. Waar hy vir ons sê in vers 39 tot 43, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, daarna 'n derde koninkryk van koper wat oor die hele aarde sal heers, en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster. OK, is ons daar? Ek vermoed so. Ek vermoed Trump is redelik sterk 'n yster. OK, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fynstamp en vergrys. Goed, en dat die voete en die tone, volgende vers, dankie, soos jy gesien het, deels van pottebakkers klein, deels van yster was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. Goed, en dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is. 'n gedeelte van die koninkryk sal hard, en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar sal nie aan mekaar vaslewe nie, net soos yster en klei nie meng nie. Dit het klaar oor die hele wêreld gebeur. Almal het in die lande ingegaan, al die aliens is daar, ons eie land is vol van hulle. En wat het gebeur? Die hele wêreld het vermeng geraak. En ons sien hierdie hele profetiese woord totaal in vervulling gaan. Nou kom die woord wat ek graag wil uitlig. Maar in die dae, hoor wat sê hy, nie van die koninkryke nie, van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig staan. Hy praat van Christus wat kom, hy praat van Israel. Dit is die enigste koninkryk wat gaan heers op hierdie aarde, saam met die koning van die Jode. Jesus, die Christus, kom en hy sê, hy gaan al die konings, kan ons vandag daai prentjie weer kyk? Asseblief, liefie, ek wil net hê die mense moet net gou iets sien. As jy kyk na die prentjie, ag sit gou vir my hierdie ligte af hier voor. Hoop dit gaan help. Het julle 'n remote daar? Ek wil net graag hê, as ons net kan sien, Nebukadneser se beeld, hier staan al die konings en die koninkryke, en daar kom die klip, en hy verbrysel alles, en hy vernietig alles, en aan die einde van die dae, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek. Ons is in die einde van dae. Baie dankie. So ons eer die Here daarvoor. Al die konings sal verbrysel word. Right. Matteus 25 vers 1 tot 8 sê: Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig, 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in slaap geraak. En middernag was daar 'n groep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op, maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges,
gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Baie bekend, baie hieroor gepraat, ons ken die storie, die olie simboliseer die Heilige Gees, die olies, die maagde simboliseer, hulle is aangetrek, hulle lyk soos die kerk, hulle gaan kerk toe, maar hulle raak in die slaap. Maar weet julle wat vir my baie interessant, hierdie is een van die, ek dink amper is die enigste gelykenis wat Jesus nie uitgelê het. Al die ander gelykenisse het hy uitgelê. Maar hy het hulle hierdie gelykenis vertel en hy het hom nie vir hulle uitgelê nie. En daarom het ek gaan krap. En in hierdie een sien ek, ons van die olie praat, yes, dis baie great. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dit beteken, ons moet ons liefde opnuut aan Jesus Christus verklaar en hom meer en meer toelaat om ons lewens te vul met sy goddelikheid. Want Openbaring 2 kom, hy sê in vers 4, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hou net bietjie vas aan die stoel, hoor, ons kom terug hiernatoe. Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. So, die maagde was aan die werk, hulle het die kleertjies gehad, hulle het die lampies gehad, maar hulle het gaan slaap, hulle het moeg geraak, en God sê, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En die volgende een is Openbaring 3, waar hy vir ons sê vers 15, ek ken jou werke, dat jy nie koud is, ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm. Maar nou omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Alright, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word in wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande vir jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Hoor nou, almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Nie wag tot die bruidegom kom en sê, o liewe aarde, hier is Jesus, gee vir my olie, help my, gee vir my 'n skoon kleed. Nee, vas aan die slaap. En ons is daar, die wêreld is daar vandag. En ek gaan hom bietjie verder vir jou vat vanmôre, om hierdie ding te bevestig, selfs uit die Ou Testament het. Ons moet oppas dat ons nie ons liefde, ons passie vir hom verloor wanneer hy terugkom nie. Want jy sien, die olie verteenwoordig God in ons. Waar is die Heilige Gees anderster? Hy hang nie oor my nie, hy sleep nie saam met my nie, hy trek my nie, hy's in my, dis God se asem. Dis Immanuel, dis God in my. So het jy hierdie hart liefde vanmôre om vir hom te sê, o God, ek het u lief. Here Jesus, ek het u lief. Heilige Gees, ek het u lief. Jy sien, dan staan jy in 'n verhouding met hom. Dan is God nie hierdie ver God nie, want daai olie simboliseer die Heilige Gees is veronderstel om in jou en in my te wees. So hoeveel van God laat ons toe? Jy sien, God se Gees is die fontein in ons. Die maagde se fontein van verwagting, van hulle liefde, van hulle teenwoordigheid, het opgedroog. Ons lewe daar. Danie het vanmôre 'n ding gesê daar agter. Die afval begin by my huis. Die liefde verkoel. En Jesus vra die vraag, gaan ek nog geloof kry? Jy sien, hierdie maagde het alles verloor. Hulle het gelyk soos die kerk, aangetrek soos die kerk, gedoen soos die kerk, die lampie gehad, man, hulle het al die mooi uiterlike gehad, maar hulle het God totaal buitekant gelos. Want toe die bruidegom kom, toe sê hulle, help, gee ons olie, Here, help, gee my die Heilige Gees. En wat sê die woord? Gaan verder. Hulle het geklop aan die deur, sê, meneer, maak oop. Wat het hy gesê? Gaan weg, ek ken jou nie.
gaan weg. Ek ken jou nie. Ja, maar Here, ons het in U naam al hierdie wonderlike goed gedoen. Ek sê vir jou, ek ken jou nie. Hulle het nie agtergekom dat hulle leeg geraak het van God nie. Ouens, onthou vanmôre een ding, almal het deur die jare moeg en gemaklik geraak. COVID het ons soos 'n bom getref. En weet julle wat, die meeste van die wêreld dink hulle het herstel van daar, ons het nie. Daar hang altyd hierdie onsekerheid van wat daai jakkals daar bo besig is mee. Maar die groot ander probleem is, ons het gemaklik geraak. En weet julle wat, in ons gemak raak, het ons begin ontken. Hierdie goed sal nie weer kom nie. O, hulle moet weer hier kom met so lockdown, jy sal my sien. Jou mond is groot. Wat gaan jy doen? Weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan doen wat jy altyd doen, jy gaan daar by die checkers in die ry staan, en as daai ou vir jou sê, staan in die ry, dan gaan staan jy maar daar, want dit is mos die regte ding om te doen, want ons staan nie vir wat ons glo nie. Ons staan nie die swak diens wat jy kry. O, liewe Jesus, kindertjies, ons moet mooi maniere hê. Nee, daar's 'n orde. As hulle jou nie diens gee nie, dan spreek jy dit aan. Weet julle hoekom? God gaan ons almal aanspreek. Hierdie liewe Jesus storieetjie van genade gaan jou hemel toe vat. Ons mis die punt. Ons mis die punt. Ek vrees God. En ek is bang van die God wat ek hiervan lees. Ons lees ons leef asof alles normaal is. Ons is op die gevaarlikste plek. Wat die mens begin moedeloos maak. En mense maak dat hulle begin opgee. En mense wat verskriklik hartseer, selfmoord begin pleeg. Baie bekende ook in die Valdriehoek. Sê tot gister vir my vrou, ek het so geweet daai ou sit met depressie. Dit was nie te lank terug self in daai hospitaal nie, kom met hom gaan praat. Regtig net iets van hoop vir hom gee. Maar dit kom al hoe meer ouens, mense begin selfmoord pleeg, ouens. Jy sien, mense begin opgee, want ons soek ons troos en ons antwoorde oral en in alles, behalwe by God. En nou kom hier 'n baie interessant, Lukas 17:32. So 'n kort versie. Ek het hom seker weer nie deurgegee nie. Liefie, dankie, jy's baie kosbaar. Hoor wat sê Jesus. Dink aan die vrou van Lot. Dink aan die vrou van Lot. Alright, Here, so, wat moet ons nou dink aan die vrou van Lot? Dit bring ons by 'n baie dringende les. En 'n keuse. Gaan jou geloof volhard, gaan jou geloof aanpas, gaan jou geloof compromise. Die toetse raak al hoe meer intenser. Gaan jy daai verhouding stop waarmee jy besig is daar by die werksplek? Gaan jy jou vrees vir God weggooi? Gaan jy toelaat dat jou finansiële krisis jou vol vrees gaan hou? Gaan jy aanhou glo, ek moet alles kan doen, want anderster gaan daar nie kos op my tafel wees nie? Nee, jy sien, jy kanselleer God se werke, jy kanselleer jou geloof in God, want hoe kan God dan nou vir my deurkom? Daarom moet ek al hierdie goed moet ek doen. So jy loop nog met al hierdie vrese. Sal jy ophou selfsugtig wees en jou nood van ander mense begin raak sien? Hoekom sê Jesus, onthou Lot se vrou? Genesis 19. Wil ons moet gou soontoe gaan. Hy sê daar in vers 15 en vers 16. En toe die dag begin breek en die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou, jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens jou ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.
Maar hy het nog 'n talm. Wie talm op hierdie stadium? Die bruidegom. Alright, hy het nog 'n talm. Toe gryp die man hom en sy vrou en sy dogters, hy gryp hulle in die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. Nou wil ek net so 'n bietjie 'n vryvertaling doen rondom hierdie hele ding van Lot. Hierdie vallei waarin hulle was, ek gaan nie baie detail vir julle daar gee nie. Sodom was 'n plek, en dit was, sy naam beteken verwoesting. Dis sy naam, Sodom. Alright. Of om te brand, of in die ou taal, demonies. Dit was Sodom se naam. Alright. Gomora bring vir ons die woord wat beteken binding. Soos 'n demoniese binding, Sodom en Gomora. Alright. So alles het goed gelyk daar, die strate is mooi. Dit was 'n baie ryk stad gewees, en is nie asof Lot dit nie daar gelyk het nie. Hy het daar gebly. So hy het ook gebruik gemaak daarvan. Ek en jy bly waar ons bly omdat ons daar bly. Maar pas op dat jy dit net te veel like om daar te bly nie. Alright. So op die einde van die dag, hierdie is die tweede keer, want hy was eers gevang as 'n gevangene soontoe, en nou bly hy uit keuse uit daar. Onthou, daar was baie om te eet, daar was baie om te drink, alles was mooi, die stad was baie ryk, hulle die beste gehad. Dit klink vir my, dit sal weer wees soos in die dae van, sê die woord, Jesus se woorde, né? So almal het gekoop, verkoop, geëet, gedrink, huwelik uitgegee. Hulle het alles gebruik. Dit was 'n great vet party. Ek dink die wêreld is 'n vet party. Nie daar in Iran nie, ek praat van hier oral waar daar nie oorlog is nie. En daarom sê die engele vir hom, jy moet uitkom, en hy sê, kom sit binnekant, ek gaan vir jou kos gee, ek gaan eers vir julle kos gee, tot daai manne daar by die deur uitkom, en dan kom hierdie engele, en hulle sê vir hom, wie is hier nog by jou, wat saam met jou sal moet uitkom, en hy sê, my 2 skoonseuns. En let bietjie op wat doen Job, hy hardloop deur die strate, hy hardloop verby mense, hier's gevaar, die stad gaan verwoes word. Ouens, ons is skuldig vanmôre. Hy hardloop by almal verby in die strate. Hy gaan nou net gou sy 2 skoonseuns hê. So al hierdie ander ouens, hy waarsku niemand nie. Hy hardloop soontoe. Hy kom daar, slaan in die deur. Hierdie 2 ouens maak die deur oop. Hulle het seker lekker goeie jol gehad, want hulle maak die deur oop. Hulle sê vir hulle, staan 'n skoonpa. Jy's nie lekker nie, ou. Nee, ons gaan nie saam die woord sê dit. Hulle het gedink hy's van sy trolley af. Hulle het gedink Noag is van sy trolley af. Hulle het gedink ons is van ons trolley af. Ek het Vrydag by 'n begrafnis hier weer gesê. Ek wil vir julle sê, daar kom 'n dag van wegraping. En die ouens het gedink, jy is van jou trolley af. Maar ek het vir hulle die skrif gegee om dit te bevestig. Job pleit by sy skoonseuns. En dan kom die engele, hulle gryp hulle. Jy sien, en nou sê die engele vir hom, kom uit, ons gaan hierdie stad verwoes. En hy bargain wragtig nog met die engele. Hy sê, maar ek kan nou nie daar in die woestyn ingaan nie, want daar's 'n ander stad wat nie te ver is nie. Weet julle hoekom doen hy dit? Dink bietjie daaroor. Toe die engele sê, vat jou vrou, vat jou dogters, kom ons gaan uit hierdie stad uit. Ek dink, Job het nie omgekyk nie, hy het so gekyk. O damn, hoe gaan my vrou nou daar in 'n woestyn bly? Want hier's nie 'n mol nie. Hier's nie mooi klere nie. Ouens, dis logika. Hoekom wou Lot se vrou nie uitgaan nie? Dis die probleem van te veel mense, ons het te gemaklik geraak en ons het gebind geraak aan die gemak om ons. En ek dink die Vader gaan ons skud in die volgende week, 2 weke, met hierdie oliepetrol ding. Dit gaan kom met 'n baie groot skok.
Dan sê engele vir hom, jy moet haastig gaan, moenie terugkyk nie. En hier gryp Lot sy vrou, hy het sy 2 kinders gegryp. Ek glo, hy het sy dogters toegemaak, en hulle hardloop weg van hierdie stad van ydelheid, hierdie stad van, wat bied die stad jou? Weet jy hoe baie mense is mal daaroor om net in die mall te gaan loop? Hulle kry net 'n kiek daaruit. Toe ons kinders was, het ons window shopping gedoen. Ons was te arm om te koop, maar ons het met die oë gekyk. Nou julle die goeie ou dae. Nou kry mense 'n vervulling om in die malls te gaan loop vir ure. En dan stappel hy en dan stappel hy. Ek sê, liewe Vader, nee. Kom ons kom net by die huis, laat ons net in die bid kan kom. Genesis 19, vers 26. Ek hoop is my volgende skrif wat ek daar het. Sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. So, wat dink ek? Sy vrou word 'n soutpilaar. En ek glo Lot het onmiddellik aan haar hand gevat en gesê, en oorlewing sê vir ons, hand het afgebreek. Hy was klaar verkalk, maar hier kom 'n baie interessante ondersoek van hierdie goed. Hoekom? Sy het teruggekyk. Maar daar's baie meer in daai woord wat Jesus gesê het, dink aan die vrou van Lot, want die Hebreëse beskrywing van terugkyk beteken, sy het meer aandag gegee aan die plek. Sy het die plek meer geag. Sy het staat gemaak op die plek. En toe word sy 'n net sip, 'n pilaar, wat letterlik beteken 'n garrison, met ander woorde 'n offisier van die dooies, wat na die dooies kyk. Dink aan die vrou van Lot. Is Jesus 'n baie kort waarskuwing gewees. Nou wil ek gaan na Amos 4 toe. Amos 4 vers 4. Kom na Bethel en Sondag, na Gilgal Sondag nog meer, en bring julle slagoffers in die môre, julle tiendes, al om die 3de dag. Met ander woorde, dis God wat praat. Hy sê, gaan na Sodom toe, gaan na Gomora toe, gaan Sondag nog meer, gaan aan, trek jou kleed uit, sit jou kleed eenkant, moenie die olie kry nie, moenie met my praat nie, moenie in 'n verhouding met my staan nie. Dan kom hy in Amos 5, hy sê daar in vers 4, want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Hoor nou, maar soek Bethel nie, en kom nie na Gilgal nie, en trek nie deur na Berseba nie, want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bethel sal tot niks word nie, Sodom en Gomora gaan tot niks word nie, Suid-Afrika gaan tot niks word nie, die wêreld gaan tot niks word nie. So sê hy vir ons, soek nie jou heil in daai plekke nie. Soek die Here dat jy kan lewe. Dan sê hy dit weer, soek die Here, dan sal jy lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek, soos 'n vuur wat verteer, sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Want as God se vuur val, gaan niks dit blus nie. Die berge gaan smelt. Daarom, omdat julle die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou, maar julle sal nie dan woon nie. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie. Want ek weet dat julle oortreding menigvuldig, julle sondes oorweldig is, julle wat die vyande is, hoor wat sê hy, wat die vyande is van die regverdige, wat omkoopgeld aanneem, en die behoeftiges wegstoot in die poort. Waarmee is ons besig? Kyk ons na die behoeftige. Gee ons werklik om vir die behoeftige. Daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want is 'n onheilspellende tyd. Ek sê vir u vanmôre,
ek raak al hoe stiller. Want ek weet nie meer wat om te verwag nie. Maar wat ek in die woord van die Here leer, sê ek net, gee my 'n beklemming. Nie oor wat kom nie, oor die mensdom. OK. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat jy kan lewe en die Here, die God van die leerskare, so met julle kan wees, soos julle sê. Nou is ons terug by die maagde. Ek het my kleed aan en ek het my lampie. En ek sit saam met die ander ouens wat lyk soos liewe Jesus kindertjies. Maar toe die geroep kom, toe sê hulle, o genade, nee, soek olie. Help, ek is verlore, is te laat. Hy sê, julle moet haat wat sleg is, en lief hê wat goed is, en handhaaf die reg in die poort. Miskien sal die Here, die God van die leerskare, hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. Wat sê Jesus sy eie woorde? Net die oorblyfsel gaan gered word. Smal is die pad na die ewige lewe, daar's min wat dit kry. Daarom, so sê die Here van die leerskare, die Here, op al die pleine weeklaag. En op al die strate sal hulle sê, ag, ag, en hulle sal na die landbouer roep om te treur en te weeklaag, na die wat verstaan om treurliedere te sing. Gaan net terug na die landbouer toe. Onthou julle, ek het verlede week gesê, toe ons in Natal was, toe koop ons hierdie ek oordryf nie. Sulke groot druiwe, vir R20. So ons boere se uitvoerproduk, kan nie uitgaan nie. Vrydag toe koop ek dit hier by Fruit and Veg en van naby, dieselfde een. Selfde een, alles uitvoerprodukte. Ons boere, hier kom die weeklaag. Ouens, ek pleit vanmôre by julle, word wakker. Ons gaan 'n baie slegte tyd hê. Ons dink, ons kan in ons kar klim, ons kan hom vol petrol maak, en ons gaan ry. Dis fyn. Onthou net, ek gooi dit net in. Jy hoef dit nie te glo nie. Siener van Rensburg het 101 jaar terug gesê. Ek sien die snelweë staan met die karre langs die pad. Is dit dalk die seisoen? Ek weet nie. Alraai. Ook sal daar in die wingerde, in al die wingerde, weeklaag wees, wanneer ek in jou midde deurtrek, sê die Here. Weet die, hier kom 'n groot ding. Jy moet asseblief fyn luister. O, Jesus moet terugkom. O, ek sien so uit. Hier kom jou waarskuwing vanmôre. Weet die wat na die dag van die Here verlang, wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Kyk wat sê hy. Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Onthou, Jesus kom nie af in sy heerlikheid nie. Hy vat sy bruid uit, die gemors uit. Alright. Hy sê soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak, of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom. Is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Kan julle dink wat gebeur as die wegraping plaasvind? Hier's nie lig nie. Daar's 'n magtelose moedeloosheid. God het sy bruid gevat. Dis donker. Dit gaan 'n malhuis word op hierdie aarde. Dan sê God, ek versmaad julle feeste en ek het geen welgeval in julle feestydde nie. Volgende naweek Paasnaweek. 2000 jaar plus terug hierdie tyd het Jesus geweet wat wag. Sy tyd van sterwe opstaan. Volgende naweek. God sê ek haat julle feestydde. Weet julle hoekom? Ons maak dit niks. Paasnaweek. Ja, is 'n lang naweek. Is net nog 'n naweek. Hierdie mag dalk die laaste wees. Wat ons as gemeente gaan nagmaal. Ek bedoel dit uit my hart uit. Ek glo dit gaan wees. Want ergens moet iets nou loskom van al hierdie profetiese woord wat uitgaan. Alright, so God sê ek het nie 'n welgeval aan nie. Hy sê, want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae aan nie.
en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wat ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Wat sê God vir my? Wat sê hy vir jou vanmôre? Raak stabiel in jou verhouding met my. Kom in jou verhouding met my, laat dit jou hoogste prioriteit wees. Ons antwoord bly net by God. Die wêreld is besig om totaal mal te word. Gaan ek en jy toelaat dat dit ons aftrek? Gaan dit dalk maak dat jy soos Lot se vrou gaan terugkyk? Jy het moeilikheid. Paulus sê baie duidelik, ek vergeet wat agter my is. Ek vergeet. Hoe kan jy verdomp vergeet as jy bly terugkyk? Ons sit weekliks met hierdie goed. Ja, maar ek kan nie myself vergewe nie, ek kan nie, ek sit al met hierdie. Hou op terugkyk. Wat as jy in die verlede lewe, kan God niks vir jou wys nie, want terugkyk gaan maak dat jy oor 'n ding val. Kry klaar met die verlede. Sny dit af, los dit. Weet jy wat het met jou gebeur toe jy 'n kind was? Glorie, gee God die eer, want hy het dit gebruik tot jou eer, tot sy eer. Hy het jou gebruik, hy het jou opgewek, hy gee vir jou 'n getuienis. Nie om jouself te sit en jammer kry en sê, o, ek het 'n vreeslike jaar, kinderjarige, my regtig. Regtig, Jesus kom aarde toe met een wete. Ek moet gaan sterf. Ek moet gaan ly. Ek moet gaan gemartel word. Het hy in 'n put gaan sit en homself jammer gekry? Nee, het hy bly terugkyk. Het hy bly sê, maar ek kom uit 'n koninkryk waar ek aanbid word. Ek kom uit 'n koninkryk waar die engele my groot gemaak. Het hy ooit daarvan melding gemaak? Nee. Vergeet wat agter my is. Ek strek my uit na wat voor my is. Sodat ek dit kan gryp soos ek gegryp het, sê die woord. Ons moet God vra vir 'n reset. Gees, siel, liggaam. Jy moet 'n reset kry. Ouens, die duiwel gaan vir jou bly in 'n gat hou. Die duiwel gaan jou bly aanval. Die duiwel gaan hierdie goed stuur. Maar ek het nou gelees, God sê, ek beproef jou. Ek stuur jou, ek maak jou sterker. Ek wil jou karakter bou. Dit is maklik as dit met jou goed gaan. Dan is dit nie so moeilik nie, maar die oomblik as die teenkante kom, dan kom die klagtes en die gedagtes. Gees, siel, liggaam, moet ons 'n reset kry. Jy moet in 'n gewoonte kom elke dag vir God begin sê, Vader, hey, kyk gou vir my, nie Vader nie. Vader, hy's hier. Ek het U lief. Ek is Immanuel, ek is God in jou. Jesus, ek het U lief. Heilige Gees, ek het U lief. Wat gebeur met die woord? Hy sê, as jy die deur oopmaak, sal ons inkom en kom. Wees mal hou. Hoekom soek jy hom in die hemel? Jy gaan hom nie kry nie, ou. God is te groot. Maar hierdie groot God wat geskaap het, is klein genoeg om hier te woon. En is hy, sy seun, sy gees in my, wat jou en my sterk maak. Wat jou en my maak die produk wat God verwag ons moet wees. Kry daai orde reg, jou liefde vir God, jou liefde vir Christus, jou liefde vir die Heilige Gees. Psalm 139, sê in vers 23. Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Wat word hier gedoen? Jy skryf God nie voor nie, man. Jy vra vir God, toets my. Jy vra vir God, deurgrond my. Jy vra hom, kyk Here, dit wat U nie hou van nie, raak ontslae. Maak skoon. Ek wil nie soos die maagde wag tot op die einde en vas in die slaap gevang word nie. 2 Korintiërs 2 sê vers 14. Hoor wat sê hy?
Maar God sy dank, wat ons soms laat triomfeer. Watter God dien jy? Jy het 'n wisselvallige God, jy het 'n God met mood swings, as hy jou soms laat triomfeer. Jy sien, wanneer dit met jou goed gaan, en jy sterk, is dit so maklik om te vertel, God is goed. Maar die oomblik as jy teenkanting kry, waar's God? Jy praat uit twee monde uit. Alright, God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk, hoor wat sê hy, van sy kennis, deur ons oral versprei. Met ander woorde, waar ek en jy kom, versprei ons die kennis van Christus. Dis hoe mense gered word. Want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en die wat verlore gaan. So wat is jou geur? Jy gaan niemand wen nie. Ek kan 'n persoon nie red nie. Vergeet dit. Maar jy kan die geur gee. Wat daai ou sê, ek hou van wat ek hier ervaar. Alraai. Vir die laaste, die ongelowige, 'n reuk van die dood tot die dood. Wat bedoel hy? As 'n ou met my praat en hy kom agter ek's lief vir die Here en hy begin snedig raak, is ek vir hom eintlik 'n reuk vir die dood, want hy weet hy's verlore. En dan begin hulle die Christen haat. Dan wil hulle niks meer jou te doen hê nie. Want jy sê die Holy Joe alweer, jy sê die hele Christene alweer. Almal miskien 1 miljoen keer vir my gesê, so wat? Vir daai ou, slegte nuus, ek is vir hom die reuk van dood. As hy nie sy keuse vir Christus maak nie. Hy sê, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Right? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Ons maak nie geld met die evangelie nie. Daar's genoeg van hulle. Daar's ouens wat sê, verkoop julle huise, gooi al die geld in die kerk in. Weet nie wat wil die paras doen nie, hulle wil seker vir hulle groter huise bou. Maar ja, dit kom al hoe meer. Filippense sê hoofstuk 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is. Watter deeg, watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. Waar is jou gedagtes? Die reset moet daar kom. Ek gaan nie die dinge van die wêreld bedink nie. Ek gaan nie die negativiteit bedink nie. Ek gaan nie bedink wat die duiwel in my kop wil insit nie, want ek neem elke gedagte gevange, want ek bedink dit. Alles wat lieflik, alles wat loflik is. En hierdie het niks te doen vanmôre met positive thinking nie, pas op, daai is 'n New Age leerstelling. Jy kan jouself nie uit die hel in die hemel indink nie. Jy kan nie jou daar uitdink nie, jy kan jou in die hemel indink nie. Jy moet God dien in gees en in waarheid. En jy moet God gehoorsaam. So pas op vir positive thinking. Baie gevaarlike ding. Wil afsluit Daniël 3 vers 13. Toe het Nebukadneser toornig woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring en Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: Is dit met opset? Is julle moedwillig? Sadrag, Mesach, Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid. Is dit moedwillig? Tuurlik is dit. Natuurlik is dit. Dit moet vir jou moedwillig wees. Ek sal nie my knie buig voor hulle. As julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing hoor, fluit, siter, luid, harp, doedelsak, van allerlei musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het aanbid, goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuurhoond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Daar's die challenge. Is jy op daai plek vanmôre? Weet jy wie's die God wat jou gaan red?
Weet jy wie is die God wat jou gaan vat voor die groot verdrukking? As jy nog steeds wil stry oor die wegraping, die God gaan my vat. Sadrag, Mesach, Abednego het geantwoord. En dan koning Nebukadnesar gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord te gee nie. Hoor nou, as ons God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Hoor net daai stelling, as ons God wat ons dien. Maar kyk gou die volgende vers. Maar so nie. As dit nie gaan gebeur nie en ons gaan brand, laat dit aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. En die goue beeld wat jy opgerig het, nie. So as my God, maar as dit nie is nie, so nie, sal ek nog steeds nie my knie buig nie. Sal ek nog steeds nie compromise nie. Daarom sê vir hierdie wêreld, ek gee jou terug vir jouself, ek vat Christus. Lukas 21 vers 34 tot 36. Pas op vir julleself. Pas op vir julleself. Pas op vir jouself. Dat jou hart nie miskien beswaard word deur swelgery, dronkenskap, sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Alright, want soos 'n stryk sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. 'n Stryk. Alright. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Waardig geag. Nie jou werke nie, jou gehoorsaamheid, jou verhouding met hom. Dit spreek van 'n baie belangrike ding wat ons moet kyk. Daniël 6 vers 11 sê, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy altyd gedoen het. Is jy in daai gewoonte? Ons moet in hierdie gewoonte kom. Ouens, ek wil werklik vir julle sê, hierdie week is van die belangrikste in die Bybelgeskiedenis, hierdie Paasnaweek wat kom. Ek wil vir julle vra, kom ons begin onsself voorberei. Vir hierdie, mag God nie 'n afkeer in ons fees hê nie. Mag God hierdie fees wat ons wil hê, mag dit God behaag. Mag ons hier kom met 'n suiwer hart, met 'n suiwer gesindheid. Mag ons hier kom met 'n opregtheid in ons gees. Laaste skrifgie, Psalm 36, vers 9 en 10. Kind van God, verkoop hulle aan die vettigheid van u huis, en u laat hulle drink uit die stroom van genietinge. Waar is die stroom? Hy is binne. Sê die Bybel nie baie duidelik in Johannes vir ons nie. Strome van lewende water gaan uit die hemel neerreën. Nee. Dit sal uit jou binneste vloei. Hoekom? God drie enig is hier. Vader, Seun, Heilige Gees. Geniet hierdie strome van genietinge. Hoor wat sê hy? Want by u is die fontein van lewe. In u lig sien ons die lig. Ek gaan die hemel toe klim en die fontein soek nie. Hy is hier. Ouens, kan ons hierdie ding net vanmôre begryp? Dis God in ons. Dis God met ons. Dan kan die wêreld lyk soos hy lyk, hy kan doen wat hy wil. Ek het God in my. En ek sal die strome van genietinge sal ek drink. En ek sal die lig van God in my hê. En die duister van hierdie wêreld sal my nie oorweldig nie. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie vir die woord
bid vanmôre dat u woord sal diepe ingang vind, Here, dat u woord skeiding sal maak tussen lig en duister. Dat u woord, daai skerp tweesnydende swaard, sal deurdring in murg en been, siel en gees. Skeiding maak tussen lig en duister. En dat ons vanmôre sal besef die ongelooflike groot voorreg wat ons het. God met ons, God in ons, God se gees in ons, God in sy volheid in ons, dat ons u sal vasgryp. Here, ek pleit, soos ons die uurglas van hierdie wêreld sien leegloop, dat daar 'n dringendheid in ons mense se harte sal kom, dat hulle die aangesig sal soek soos nog nooit. Daniël 3 keer 'n dag. Party dae voel dit vir my, 'n hele dag is te min. 'n Hele dag in die teenwoordigheid is te min. Maar ek pleit, Heilige Gees, dat u ons sal bekragtig, dat u ons sal aanraak, dat u ons sal motiveer, dat u sal opspring, dat daai strome van lewende water in ons binneste sal opspring, dat ons God se aangesig sal soek. En daai donker tye wat kom, hierdie donker wolk, Here, wat so aangerol kom, absoluut volgens Daniël, Esegiel, Openbaring, dit moet kom. Maar ons het 'n ewige hoop, waar Paulus sê, God gaan ons vat. Hy gaan ons uit hierdie duisternis uithaal, soos u vir Lot en sy gesin uitgehaal het, soos u vir Noag uitgehaal het, bid ek vanmôre, dat ons, terwyl ons die waarskuwings kry, sal gereed maak. Here, hulle het 100 jaar, 120 jaar, het hulle met Noag gespot. Hulle spot vandag steeds oor u woord. U woord word oral afgemaak. Ek pleit vanmôre vir elkeen wat hierdie boodskap hoor. Ek pleit vir ons luisteraars wat op hierdie kanaal is. Ek pleit dat hulle die erns sal besef van die tyd waarin ons lewe, dat hulle God se aangesig soos nog nooit sal soek. Sodat hierdie stryk wat Jesus gesê het, kom oor die hele wêreld, ons nie sal verstrik nie, maar dat ons sal weet, ons is vry in Christus. Vader, en ek dank u vir dit, in die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, mag die Here sy woord seën. Volgende week, volgende naweek, die Here wil, het ons Paasdiens Vrydag, Paasdiens Sondag. Ouens, ek vra almal bid. Ons kan programme uitwerk en ons het hier en daar 'n gedagte wat ons ook wil doen. Ons wil nie programme hê om die kerk vol te hê nie. Ons wil die kerk vol hê, omdat mense honger na God. Dis wat ons soek. Dat mense gereed kan wees. En kan ek maar weer vanmôre soos 'n kind glo. Hierdie tyd, Paasfees, het hy Egipte gaan uithaal. Uit die Israeliete uit slawerny gaan uithaal, hulle die deurkusyne gesalf. Kan ek soos 'n kind glo, dat hy ons ook gaan verlos? Ek glo dit. Ek spreek dit, ek roep dit, maar ek profeteer nie 'n vals datum nie. Ek vra maar net, Here, doen dit weer. Maar dan kom my vraag, is ek gereed? Want ek sien dis 'n donker dag, as Christus ons vat. Is dit donker? Met ander woorde, vir wie is dit donker? As jy agterbly, sorry, dis hel. Dis hel, want dis God se toorn wat gaan losbreek. So bid vir die naweek se dienste asseblief, ouens, as julle nie weg is nie, wees hier, nooi mense, bring mense, ouens, laat die siele kan inkom. Maar daai siele moet inkom asseblief. Goed.